Ons Hemelse Vader, Here, ons kom nederig as geloofsfamilie voor U vandag. Here, ons het 'n paar lede in die gemeente wat ons voorbinding wil doen. Here, waar U die geneesheer sal wees. Ons bid vir Tannie Jana de Klerk, wat tans in die hospitaal lê met 'n beroerte. Here, ons bid vir Marina se ma, wat ook nou al 51 dae in die hospitaal is, en ons bid daar vir beterskap. Here, dat U die leiding sal neem, dat U die hande van die geneesheer sal wees. Here, ons doen voorbinding vir ons land, daar waar die verkiesing tans nog nie heeltemal afgehandel is nie. Here, ons weet U verhoor ons gebede, ons weet dat U reeds ingetree het, en dat U dit tot beste van U sal laat werk. Here, ons wil dan ook dankie sê, Here, oom Koos wat in die hospitaal was met 'n hartprobleem, en vandag weer hier kan sit, daarvoor sê ons dankie. Here, ons sê dankie vir nuwe lewe, aan Lies Marshall se dogtertjie. Here, laat ons elkeen hier opnuut besef, dat elke dag 'n nuwe lewe is vir ons ook, om U te loof en prys. Here, ons wil die naweek se uitreik van die diakonie voor U voete lê. Here, sal U die grondgebied gaan voorberei, dat dit suksesvol sal wees. Here, dat ons U woord daar kan versprei. Here, dat mense U ontmoet daar, dat die menslike inmenging sal uitwees, dat die dag is van U. Here, ons wil as gemeente ook die week wat voor U lê. Here, ons vra seënwense vir elke lidmaat. Vader, dat ons elke dag uitgaan en disipelmakers is, Here, en U woord verkondig. Here, soos U woord sê, ons is almal een in U familie. Here, ons kan al hierdie dinge net vra, deur die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Goeiemôre geloofsfamilie. Ek het vir ons 'n baie interessante stuk uit Efesiërs, dis Efesiërs 4 vanaf vers 1 tot 16. Die stuk wat ek vir julle gaan lees is uit die 2020 vertaling. Ek het dit ook op die skerm hierso. So kom ons begin soms by die eerste vers. Ek druk dit julle op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, verdra mekaar in liefde, lê julle daarop toe om die eenheid wat deur die Gees in julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam, net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is daar genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy die kruisgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking uit opgevaar veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af, heen en weer geslinger word deur elke wind, dwaalleer, as vals leraars met ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly
en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm same eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie. En so bou die liggaam homself op in liefde. Tot hier toe. Nou hierdie is my baie tipiese brief van Paulus. Hy probeer soveel goeders inpas in alles wat hy sê. Die sinne raak nogal heel kompleks en is soms nog 'n bietjie moeilik om te volg. Jy kan sien, hy het eintlik dalk soms probeer spaar op papier of ek is nie altyd seker nie, maar daar's soveel vleis in hierdie. Dit gaan ons 'n rukkie vat om dit te unpack. So ek wil dit graag met julle deel. So die agtergrond hierso. Hierdie brief is aan die gemeente van Efese geskryf, terwyl die Efesiërs. Dit was een van die 7 gemeentes in Klein-Asië. En daar word verskeie kere na hulle verwys. As julle in Openbaring sou lees, sou julle sien, daar's nogal heelwat daarin genoem. Hierdie is in die ou Turkye, die streek, wat spesifiek hierna verwys as Efese. Die huidige naam is Izmir, en dit is 'n groot stad. Dit was 'n groot handelsstad gewees in daai area. Een van die belangriker handelsstede. En Paulus was vir 2 jaar daar gewees en hy het toe weer gegaan en hy's in hierdie brief huidiglik in Rome in die tronk en hy skryf aan hulle. So hulle ken hom en hy is besig om hulle net te bemoedig en eintlik weer op te volg op waar hulle nou is. Julle kan met die kaart daar so sien waar die plek homself bevind. Soos altyd is Paulus se briewe nogal baie opgeruimd en is baie opbouend. En hy hou daarvan om eintlik vir mense te sê wat om te doen. Maar hulle moet luister, so hy begin ook skryf en sê, kyk, ek is nou in die tronk, so ek is besig om te suffer for the cause, so luister nou na my, want ek het nogal baie geleer, natuurlik, hulle ken hom ook, hy was ook 'n leraar daar by hulle gewees. En dan begin hy met sy storie. Weer eens soos ek gesê het, hierdie is nogal 'n bietjie kompleks, so ek gaan die verskillende verse bietjie uitbreek. Die doel hiervan, Chris vra my altyd, so waar begin ek en dan wat is die doel aan die einde? So die doel hiervan is eintlik om te praat oor volwassenheid. Jy sal sien die brief praat ook baie oor volwassenheid. So dis amper so van 'n proses met stappe waardeur hy ons vat in hierdie stukkie oor hoe om volwasse te wees, om 'n volwasse Christen te wees en dan wat is dit wat ons daarmee moet doen? So dis waarheen ons op pad is. Alright, so in die eerste vers. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Sommer uit die hek het begin hy met hierdie een. Nou dis 'n groot een, né? Leef jou roeping. God se roeping vir jou, nie jou eie een nie. God se roeping vir jou. Dis nie 'n kleinstelling nie. Hierdie is nogal ernstig. Is jou roeping vandag in lyn met waarmee jy besig is? Ek dink nogal Paulus is een wat nogal van homself hier kan praat, né? Hy was oorspronklik Saulus geweest, soos julle weet, en hy het die Christene agtervolg. Nou, hy het hulle in die tronk gegooi, hy het hulle voor die regsbank gebring, die Sanhedrin, en dan het hulle tereggestel. Hy het gedink dit was sy roeping, en toe het hy natuurlik vir Jesus ontdek en heeltemal 'n ommeswaai gemaak. So, ek dink soms hierso is dit uit ervaring wat hy praat en sê, maar as jy daai roeping vind, dan is dit waar die vreugde is, né? Waar vrede is. Dis die eerste sin. Die tweede een, wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, verdra mekaar in liefde, lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. Ek dink hierdie is 'n bietjie makliker, né? Ek dink die vrug wat ons in ons lewe dra, né, moet spreek van God se teenwoordigheid. Wat mense in jou sien, moet van die Here wees, né? So as ons nie in vrede lewe nie, moet ons 'n bietjie ondersoek instel. Wat keer ons om in vrede te lewe met ons geloofsfamilie, met ons kollegas by die werk? Is dit dat ons meer verdraagsaam moet wees? Ek is so nou en dan op social media. Ek probeer nie te veel van dit doen nie, want mense word nogal ingerabbit hole so by tye. Maar dit verbuister my altyd hoeveel boodskappe sê goeters. En mense begin met die motivational goed, en dan ewe skielik sien jy boodskappe wat sê, wel, ek is wie ek is, en as jy nou nie van my hou nie, dan kan jy maar aanbeweeg, né? Of only surround yourself with people who add to your life. Of hierdie twee, né? As mens so iets sien, dan sit en wonder jy, joeg, maar hierdie is nou nie eintlik baie positief nie, is nou baie selfgesentreerd, né? Is ons nie veronderstel om sout en lig te wees nie? Is ons nie veronderstel om mans en vrouens van vrede te wees, en daar waar ons gaan,
daai Jesus se vrugte dra en lig te skyn nie. En die derde een, of die vierde, dis die vierde reël. So daar is net een liggaam, net een gees, soos daar net een hoop is, waartoe God julle geroep het. So een liggaam en een gees, ek dink, dis miskien baie van toepassing gewees in daai tyd. Die Romeine en die Grieke het 'n hordes gode gehad, en daar was een vir hierdie en een vir daai, daar was nog van die Noorse gode ook tussenin gewees, dan die reën vir hierdie en daai, maar wat hy sê hierso is, jy kan nie God ook dien nie, jy kan net vir God dien. Daar kan nie ander wees nie. Hy sê ook dat daar een liggaam is. Dit gaan natuurlik oor dat jy gaan nie terugkom as 'n mier of 'n koei of enige so iets nie. Ons is wat ons is, en as ons hierna gaan, dan gaan ons in ons verheerlikte liggame terugkom, né? Ons kan net vir God dien. Dis wat ek hier uit lees. Ek dink vandag is dit so bietjie anders. Ek dink nie daar's 'n hordes gode nie, maar daar's 'n klomp goed wat by ons tyd steel, né? Weer eens mammon, die jaag na geld. Miskien selfgeregtigheid, daai entitlement wat ons so baie sien. Maar ek is dit waardig, né? Hoekom kan ek dit nie kry nie? Ek verdien dit om iets te hê. Maar ons weet tog, dit is nie hoe dit werk nie, né? En dan natuurlik die belangrikste een, daar is net een hoop. En dis in Christus ons God, né? Ons roep hom as ons verlosser. En in daardie hoop gaan Christus ons red. Dan die 5de vers, en hier gaan hierdie nou aan, né? Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Daar is nie 'n ander God wat jou gaan red nie. Net hierdie geloof in Jesus Christus. Ons God is 'n jaloerse God. Hy deel nie ons met ander nie. Hy wil ons hê, en hy soek ons hart. Hy wil in 'n liefdesverhouding met ons staan. Ons lees in Johannes 14 vers 6, daar is net een pad na God toe, en dis in geloof deur Jesus Christus. Dan hierna word daar na een doop verwys, dis natuurlik die doop in Christus, waar ons in Jesus ingeplant word, waar hy ons vul. Die oorgawe dat die vlees en nie die eie wil meer saak maak nie, maar net Jesus se wil vir ons. Ek dink baie keer in daai gevoel as God ons leegmaak en losmaak van die dinge van die wêreld, né? En dan dat hy hom volmaak met homself. Ons het so ervaring in die oorwinnaarsbediening, aan die einde van die bediening waar ons so leeggemaak word van die dinge van die vlees. En dit is 'n wonderlike gevoel, né? Ons word daar gevul met die Heilige Gees, maar hy vreugde en liefde en vrede wat ons dan ervaar. Ek hoop elkeen van julle het dit al ervaar. Snaaks so hierdie 1 temas volhou in hierdie stukkie. Ons moes later in die kerkgeskiedenis mense op 'n ander manier hieraan herinner. Ek het al in die verlede gesê, maar die duiwel het nie nuwe moves nie, né? Daar's nie nuwe tricks wat hy trek nie. Dis maar dieselfde goed wat altyd gebeur, né? Dis hoekom Martin Luther en sy volgers 95 stellings teen die Wittenbergse kerkdeure vasgespijker het. Mense het vergeet van dit wat belangrik is, né? Van daai een God, een geloof. Hier is nou seker nie die beste voorbeeld van eenheid nie. Hoekom sê ek dit met Martin Luther? Want dit is natuurlik so 'n bietjie 'n bekleierery in die kerk gebring, né? Maar soms is dit ook nodig om met mekaar eerlik te wees en te sê, maar wat is dit wat nou werk en wat is dit wat nie werk nie, né? Ek dink hier is waar die 5 solas ingekom het in daai tyd, né? Nou hier is nou my boksie wat ek is bietjie OCD, so ek hou daarvan om so nou en dan daarom die gereformeerde sinne in te bring en dan so bietjie Latyns in te bring, so sola gratia, sola fide, sola Christus, sola scriptura en sola Deo gloria. And is saved by grace, through faith alone, in Christ alone, according to scripture alone, for the glory of God alone. En dan natuurlijk, ons is hier in Afrikaans, so ek het toe dit ook bygesit, net vir ons ek kies, maar het gaan eintlik net deur genade, net deur die woord, net deur geloof, en deur Christus, en God die eer. Nie en enig iets anders nie, dis net daai. En sodra mens begin afwyk daarvan, sodra ons begin ander goedjies bysit, en nee, maar hier is iemand wat belangrik is, of hier gaan hierdie kom, of daai kom, dan vergeet ons, dis nie waar dit gaan nie. Dan gaan ons na die 7de vers toe. En elkeen van ons
is 'n genadegawe gegee, volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Nou hierdie is 'n verwysing na Psalm 68 toe, vanaf vers 19 waar daar staan, U het opgevaar na die hoogte om daar te woon, Here God, nadat U die gevangenes weggevoer het en skatplig gevorder het by die mense, selfs by die hardkoppiges. So hierdie verwys na God se oorwinning op aarde, waarna hy die wat teen hom opgestaan het, verslaan het natuurlik, maar meer saam met hierdie oorwinning kom daar losprys, né? Dis nou ons bemagtiging wat hierna kom. En daai bemagtiging is wat ons dan nou sien in vers 11. Dit is die gawes wat hy gegee het, apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Sy doel daarmee was om gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So hierdie spesifieke verwysing is na die leierskap eienskappe. Ons elkeen ontvang natuurlik gawes deur die werking van die Heilige Gees om ons toe te rus, sodat ons kan werskap van die koninkryk. Ek wil net graag byvoeg, die bemoedigende gawes word gelys in Romeine 12 en die bedieningsgawes van die Gees word weer gelys in 1 Korintiërs 12 en 14. So het almal hierdie gawes van God ontvang en jy kan in verskeie van hierdie gawes staan, nie net noodwendig in een van hulle nie. Hoekom het ons hierdie nodig? Want dis wat hy vir ons wil hê. In die uitoefening hiervan gaan ons sy vreugde en vrede ervaar. Dis so ons toerus om ons doel te bereik, om in die wêreld te kan staan en 'n verskil te maak. Nie net in wat ons doen by die werk nie, maar ook in die res van ons lewens, né? Dan gaan ons na vers 13 toe. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Hy praat vir my van die gemeenskap van gelowiges, né? Saam bou ons mekaar op, kan ons uitgaan in die wêreld en sterker wees as wat ons sonder mekaar kan wees. Hierdie punt is baie belangrik, né? God is altyd met ons, né? Hy gee ons 'n geloofsfamilie, maar hy sê ook vir ons, toe hy vir die mense, die disippels die opdrag gegee het in Lukas 10, dat jy moet uitgaan in twees, né? So jy moet die woord bring, moet dit nie alleen doen, jy gaan saam, die gemeenskap van gelowiges is belangrik. Ek kan dit self voel, ek travel so nou en dan, as mens verlof vat, dan is mens nou nie altyd die Sondag by die kerk nie, en dit is 'n gemis. As mens 1 of 2 Sondae mis, en dan voel jy, daar is ietsie wat kort kom, en die gemeenskap van gelowiges is hoe ons mekaar opbou, hoe ons tuis te kry. Ek wil vinnig 'n stukkie insit, hierdie volwasse wording word baie kort opgesom, maar dit is baie belangrik, hy verwys hier in hierdie stukkie na kennis van God. Nou, kennis van God is 'n bietjie van 'n moeilike ding, né? Maar hoe leer ons God ken? Dis deur die Bybel, né? Deur om tyd te spandeer in die Bybel. Jy kan nie 'n volwassene word in Christus as jy nie die Bybel ken nie, as jy nie die Bybel lees nie. Nou ek sê nie jy moet dit van voor tot agter ken en versies kan aanhaal left, right en center nie, maar jy moet tyd daarin spandeer om sy hart te hoor. En dis al maniere hoe ons 'n intieme verhouding met hom kan maak of kan bou. Hoe kan jy nou by 'n vriend of 'n huweliksmaat hê as jy nie gereeld met hulle praat nie? Dis jy moet tyd spandeer. En dis dieselfde met die Here. Jy moet sy hartklop kan hoor en jy kan dit net doen deur om tyd met hom te spandeer. Nou doen ons dit, ons het gesê die Bybel, en die ander manier is in gebed. Om met die Here te praat. En dit is wonderlik dat ons enige tyd met hom kan praat, né? Ons kan enige tyd, daar is nie 'n rede om dit nie te doen nie. Natuurlik ons kan stil te doen, waar niks nie gang is, of ons kan dit doen as ons ry in die kar. Of as ons sit in 'n meeting, of as ons bietjie stres. Daar's geen, ons kan dit enige tyd doen. Wat amazing is om te sien, daar's 'n paar studies gedoen waar hulle bewys het dat mense wat bietjie meer tyd in die Bybel spandeer en gebed spandeer, 'n eksponensiële impak op hulle lewe, dat hulle kalmer en rustiger is, dat hulle gegrond is. Dit is wonderlik om dit te hoor. Okay, dan gaan ons na vers 14 toe. Dan sal ons nie meer, as ons nou al hierdie goed doen, dan sê hy, dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.
Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Word baie van standvastigheid gepraat, né? God wil hê ons moet standvastig wees, ons moet amper soos bome wees, né? Hoekom? Want hy is dit vir ons, né? Dis hoe ons sout en lig is, dis dieselfde wees vir ander. Ons moet daai areas van amper joy en peace wees vir mense is. Mense, manne en vrouens van vrede. Tweede, maar net so belangrik, ons kan hierdie net in liefde doen. Liefde vir ons medegelowiges, maar ook liefde vir God se waarheid. 'n Voorbeeld hiervan is 'n pa moet in liefde sy kinders grootmaak, né? Dit beteken jy moet beide 'n cheerleader en 'n hype man wees, maar jy moet ook die een wees wat tug toepas. Liefde is nie net 'n one-way street met net vriendelikheid nie. So nou en dan moet mens ook harde gesprekke hê. Ek spot altyd my kinders is maar klein prinsessies gewees. So ek weet ek het groot geword met 'n pak sla, maar hulle is so klein, ek kon dit nooit doen nie, maar ek kon 'n waterbottel met 'n spuit aankry, né? En ek het hulle gejaag tot hulle gekry het as hulle stout was. So tug kom in verskillende vorms. Die Here is immers die hoof, vers 16, en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas mekaar en vorm same eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. Hier is 'n mooi beeld, 'n herhaling van die tema, né? God is ons hoof. Ons is deel van sy liggaam. Ons vorm same eenheid. Hoekom? Want hy het ons in sy beeld geskape. En Jesus wil hê ons met sy bediening hier op aarde voortsit. So, ek gaan nou 'n opsomming doen hiervan vir die van julle wat gewonder het wat in die oond was of dalk in hulle verbeeldinge 3 gedruk het. Leef God se roeping vir jou. Net as jy Jesus alleen as saligmaker ervaar, sal jy gered word. Maar met hierdie kom 'n verantwoordelikheid. Jesus gee vir jou deur sy Gees gawes. Weet jy wat jou gawe is? Leef jy dit voluit? Ja? En dis waar vreugde is, dis waar vrede is, né? En die uitoefening van hy bogenoemde sal as eenheid in die gemeenskap van gelowiges ervaar. En dan sal ons doen wat Jesus gedoen het en sy opdrag uitvoer. Hierin lê eenheid, vrede, gemoedsrus en gelukigheid. En belangrik hieraan weer eens, gebed en tyd in die Bybel. Dis die 5 dinge. So, nou hierdie wonderlike stukkie van opbou wat Paulus van gee in die riglyne vir groei, volg daar 'n sterk aanmaning in vers 22. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens en julle wat deur julle sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Want my geloofsfamilie, jy kan nie meer in die vlees lewe nie. Ons moet breek met die ou lewe, soms verskeie kere voordat ons God se wil kan lewe en kan heilig wees soos wat hy wil hê ons moet wees. Heilig net vir hom, né? God wil hê ons moet in sy beeld wees soos hy ons gemaak het. Ons moet optree soos wat hy sou. Daarom het hy sy seun gestuur as voorbeeld, né? Sodat ons kan volg in sy voetstappe. So kom ons volg hierdie 5 stappe. Jy kan dit op een hand tel. Ons behoort dit te kan onthou. Kom ons gaan uit en leef dit. Kom ons gaan en wees standvastig, kom ons wees 'n eenheid. En kom ons maak disippels van mense, sodat hulle ook sout en lig kan wees, waar hulle gaan. Tot hier toe. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons Here, dankie Here vir die liglyne, Here. Dankie Here dat ons u wil kan hoor, Here, en ons op pad kan stap, Here, sodat ons volwassenes kan wees in u koninkryk, Here. Sodat ons standvastig kan wees, sodat ons nie rondgewaai word as die lewe hard druk of as ons vrees of as ons sukkel nie, Here. Vra Here dat ons na u toe sal kyk, Here. Dat u ons so opbou, Here, dat ons hierdie gawes wat u vir ons gegee het sal uitleef, Here. Ek vra dat elkeen wat hier is, Here, wat dit nou hoor ook, Here, en hulle hart sal weet wat daai gawe is. En as hulle nog nie weet nie, Here, openbaar dit aan hulle op 'n wonderbaarlike wyse soos wat net u kan doen, Here.
Hy is elkeen wat hulle hier moet doen. Here, weet die lewe druk hard en ons baie ander goeders waarmee ons besig is, Here. Maar ons weet ook, Here, dat dit is so maklik, Here, dat as ons in U wil lewe, dat daar vrede is, dat daar vreugde is. Vra U dat U elkeen hier sal lei. Ons is dankbaar vir U genade. Amen.